Dankie. Jessie, dis vir my 'n groot voorreg. Die enigste ding van hierdie vloer hier voor, ek dink my baie in my matriek eindeksamen, dit vat my ver terug. Dit was seker ook een van my stoutste oombliks geweest, toe ek my matriek geskiedenis 100% gekry het, om my Kripnotes, het ek die regte Kripnotes gevat. En hier kan nou eintlik net so loop, en dan kan jy vir die ouens sê, jy kan verskriklik slim klink, dan kan jy sê, niks is vir God onmoontlik, Lukas 1 vers 37, en dan, so kan jy lekker rondstap, julle gaan nou net die versies kom soek. Julle moet eintlik dit nooit teel hê. Julle moet eintlik net so hou, julle moet net, elke keer as dit so begin uitfeit, dan beteken dit die was mense in die kerk gewees, en dan kan julle net weer skryf. So dis een van die cool faktore van julle kerk hier so. Baie dankie, manne, dat ek vanaand hier kan wees, weet. Ek wil net hierdie Kripnotes van my oopmaak gou, as julle nie omgee nie. Sien, hierdie ding was ek so lanklaas op, hy ken nie eens my gesig meer nie. Heel waarskynlik. Dat sê. So, vroeër vanaand stap ek in die Spar in. Sommer net hier by julle. En is die 25ste vandag, dis Payday. En 'n pa stoot die trolley. En ek staan met, ek dink 6 pakke jelly babies in my hand wat ek vir die fietsryers wil bring. En 'n dogtertjie in die trolley sê vir haar pa, sy wil jelly babies hê. En ek staan met 6 pakkies in my hand. En hy sê vir haar, as jy nog een effen keer jou mond oopmaak, dan laat ek hom toe. En net daar besef ek, Jessie, het jy die regte praatjie voorberei vir die dorp? Het jy die regte praatjie voorberei vir die mans wat die gaan wees vanaand? Want, en een van die dag, is dit toe baie van ons met ons kinders soms praat, sonder dat ons dit agterkom. Ek het die week, het ek my oudste dogter sy selfoon weggevat, by haar, en ek het vir haar gesê, ek soek jou foon, en ek het daar WhatsApps gegaan, om te kyk of my kind vloek. Maar ek self vloek. Maar ek wil kyk op my kind se foon, of sy vloek. So, wat maak my beter, as wat sy is? Ek gaan my horlosie afhaal gou julle, sorry, want as ek baie keer praat, dan klop my hart so, dat die horlosie begin alarmpies maak. En hy kind soek ligtheid, maar sy gaan nie ligtheid kry nie. So, daar's 'n onder jong mense, is daar so groot nood vir paas, om teenwoordig te wees. Weet, ek praat in die Spar toe nou met iemand, vinnig oor wat gebeur het in Irak, ou wat ek nou ken, hy is hier nie, maar hy het my kom groet, en ek weet wie hy is, min of meer deur 'n vorige geleentheid, en die volgende oomblik klim ek in die Luister FM trokkie, en Nick, wat in die trokkie sit, sê vir my, ek sê, hoekom is jy die Kaap uit terug in PE? Hy sê vir my, man, ek wil met my kind wees. En ek besef net daar so, hoor, ek sê, okay, jy is op die regte pad, Barre. Jy wil oor die regte type goeders praat. En dis al wat ons kinders soek, is eintlik maar vir ons. Nou, ek gaan vir julle 'n bietjie van myself vertel. Ek en my vrou het getrou, en ek was baie jonk, ek was 22 jaar oud, die vleur van my lewe. Baie mense sal vir jou sê, mens trou nie op 22 he. Ek is baie gelukkig getroud. Ek is regtig gelukkig getroud. En my vrou en ek het saam in Engeland 'n tydjie gewees, en ek het my knie seer gemaak, ek het rugby gespeel in Engeland, en ek het my knie seer gemaak, en ek dink ek het rugby gespeel voor Google, want ek dink jy sou iets al van kon gelees het, as ek my knie seer gemaak het, hopelik he. Maar so het ek rugby gespeel, en ek en sy terugkom Suid-Afrika toe, en dis waar my storie begin, is, ons het kom trou, want ons wil bitter graag dieselfde van gehad het, om weer oor see te kan gaan, saam, en ek en sy het alles probeer, om weer oor te gaan,
Ons kon nie weer saam oorgaan nie. Ek is terug, soos baie van die jong Suid-Afrikaners in Amerika gaan werk, soos ek terug Engeland toe vir oulaas, om te gaan werk so bietjie nog, en eintlik alles te gaan oppak, die werk van 'n vrou te gaan doen, en alles te gaan oppak. Maar, ek het baie geleer in die tydjie wat ek toe vir so 'n paar weke nog weg was van af. Maar, ek het teruggekom weer, en ons het aangegaan met ons lewe, en ons wil bitter graag kinders gehad het, want ek het altyd vir my pa, my regte pa is dood toe ek 3 jaar oud was. Ek het hom altyd, ek soek hom vandag nog. Maar ek het my maat weer getrou, en ek het 'n verskriklik goeie pa gekry. Sorry as ek so 'n bietjie rondop, maar ek probeer vir julle vat na waar my siekte gekom het eintlik. En ek en sy sukkel toe vir so 5 jaar lank om swanger te raak. Sy baie keer sê ons moet so sukkel, ons geniet dit baie keer. Hulle sukkel baie keer, maar saam voel jy tog as jy by 'n braai kom en ons mense is ons snaakse goed. As jy mens by 'n braai kom en sê die ouens baie keer vir jou, maar is jy jou hamel? En is jy dit? Is jy dat? En ja, Pel van my het eendag vir my gesê, toe ek vir hom sê, ek moes swanger met die mooiste dogtertjie, toe sê, en dan is jy moes 'n stoetram. Toe sê ek vir hom, wat 'n ram is jy? Toe sê hy, nee, hy's 'n koggelram. Nou, ek was nou verlang toe nou net 'n koggelram gewees, en kon niks regkry nie. En later as 'n man, begin jy vir jouself vra, lê die fout by my? En ek het vir myself gevra, lê die fout by my? En so in 'n mate dat jy later siek raak. Jou kop raak siek. Jy dink die hele tyd by jouself, daar's iets fout, daar's iets fout, daar's iets fout. Poef, jy raak so swanger, daar's niks fout. En nie lankie, gaan ons op Kaap toe. Ons bly by stadium in Vredendal, en ons gaan op Kaap toe, en toe ons in die Kaap kom, doen ons al hierdie toetsies wat hulle ons nou deesdae doen. Vroeger jare is ons eintlik, meeste van ons is een keer jou ma nie maandstonde gekry nie, en dan 8 maande later, dan was ons daar gewees. Daar was hulle die dokters en goed gaan besoek somme nie. Maar vandag se vrouens gaan sien die dokters, vandag se kinders verjaar mos ook in maande. Hoe oud is jou kind? Nee, 17 maande. Ons vier haar 17 maande verjaarsdag, maar so het my vrou swanger geraak, en alles het goed gegaan, en een oggend, toe is ons op Kaap toe, ek sal het nooit vergeet hê, ons staan by die dokter Mimpie Estreisen in die Kaap, en sy gaan so met daai ding so Bianca se maag, en terwyl sy so oor Bianca se maag gaan, kan ek so sien, daar so bekommernis op haar. Onthou, dis die dag wat ons nou gaan kom uitvind ook wat dit is. Dis daai spesiale oomblik, en ons gaan nou die eerste dingetjie gaan koop vir die babakamer, wat al eintlik half klaar gemaak is en alles. En ons is toe nou in die bed daar by haar, en ek sien my vrou se gesig verander, en ek sien haar gesig verander, en ek vra vir Mimpie wat's fout. Sy sê, Jessie, ek gaan nog kyk. En terwyl sy nog so gaan, sy, hier is geen hartklop. Ek sê, nee man, nee, dis onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Kyk weer. En sy kyk weer. Want ons as mense is die onsekerste goed in die wêreld. Ons wil altyd 'n tweede opinie vir alles hê. En sy kyk weer, en ek sê vir, sien jy iets? Sy sê, ek sien niks. Ek sê, okay. En sy sê, julle kan 'n tweede opinie kry. Julle kan na enigiemand toe gaan wat julle wil. Ek sal my vakansie uitstel met 'n dag, as ek vir julle 'n skraap moet doen. En ons is na 'n woonstelletjie toe, en my vrou het daar op die bed gelê. Dit is my die hardste gewees, boys, en ons praat oor hierdie goed hier. En dis die ding, ons as mans dra baie van hierdie goed is, en sorry Johan dat ek jou naam noem, maar ek het net die week oor dit gepraat, oor iets soos 'n miskraam. Ons hou daai goed in ons vas, binne in ons, hou ons dit in ons vas,
En dit maak ons later so siek, dat ons goed in onsself baie keer wil doen, want ons dink, ons kan nie 'n kind kry nie, of ons kan nie 'n baba maak nie, of whatever jy dit wil noem. En my vrou sê vir my, dis haar liggaam, sy gaan hierdie baba laat afkom, dan nou, ek wil hierdie ding afsit, julle baie jammer oor dit, daar is af. Sy gaan hierdie baba, gaan sy, laat hulle die baba dan nou uithaal. En ek sê, kan ons net, want in my kop beklei ek met myself, ek is nie goed genoeg hê. En ek sê vir haar, is jy seker, ons moet nie vir iemand nog gaan vra nie. Sy sê nee. En ons die volgende oggend is ons in, en op die 19 Januarie, die oggend doen hulle toe nou die skraap. En dit was vir my verskriklik hard gewees. En dit was vir my, ek dink my eerste stap met depressie begin het, 'n harde stap van depressie begin het. En ek het nooit my helmet eers by my gehad he. En as jy nou vanaand my poster gekyk het van sit op jou helmet, is dit maar eintlik die woorde van in die Bybel, die wapenrusting, en dan in die Bybel staan geskryf spesifiek dat jy met jou helmet opsit. Daar staan geskryf, en neem die helmet, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Dit staan in Efesiërs 6 vers 17 geskryf. Ek het dit hier voorgelees he. Dit staan geskryf in die Bybel, dat ons moet ons helmet opsit. Ons moet ons Bybel by ons dra. As jy nou my laptopsak gaan oopmaak, gaan daar Bybel in wees. As jy nou my bakkie se glavbox gaan oopmaak, altyd my bakkie sit die Bybel in die glavbox. Soos wat sy vrou vir hom gesê het, hierdie ding maak alles reg. So het ek my Bybel begin lees. En dis die lankie, toe is my vrou weer swanger. En 'n jaar later, op die 19 Januarie, kom gee die Here vir ons eerste dogter. En 4 jaar later, op die 20ste Januarie, kom gee vir ons tweede dogter. So hy kom wissel die lelike datums, kom wis hy uit. Maar hy sê dit in die Bybel. Hy sê in die Bybel, maar ons wat aan die dag behoort, laat ons nugter wees, bekleed met die borswapen van geloof en liefde, en as helm die hoop is op verlossing. So as ons die Bybel gaan lees, en die helm die heeltyd by ons het, dan gaan hy hierdie slegte datums in jou lewe, gaan hy kom verander na goeie datums toe. En hy doen dit, ek beloof vir julle, hy doen dit. Weet julle wat doen die Here met my? Ek stap my pad, dit gaan lekker, die lewe is lekker, alles is lekker. Ek het in 2017, onthou my tweede dogter is in 2019 gebore, en in 2017 gaan ek deur die rofste tyd wat enige man in sy lewe kan gaan. Ek verloor my werk. Een oggend, die 3 Januarie. Baie spesiale datum vir my, dis my verjaarsdag. Sê hulle vir my, vir jou verjaarsdag, jy verloor jou werk. Sin, het ek reg gehoor. Jy het reg gehoor, jy verloor jou werk. Jo, en ek is in sak en as. Ek weet nie wat om te doen nie. Ons het huis gekoop, ons het 'n klomp goed gedoen, en weet julle wat, ek hierdie dorp kom inry vanaand, toe dink ek by myself van in wat in julle dorp in die gang is, ook hoe baie mense hulle werk verloor, maar weet julle wat, ek het niemand gehad, behalwe my vrou, en my skoonouers, en my ma, my pa, en my broer, wat daai tyd my hand vasgehou het nie. Vandag nog sê ek vir my kinders, moenie dink almal is jou maatjie nie. As jy eers daar onder in die gat is almal nie meer altyd jou maatjie nie. Kry vir jou hier in die kerk 'n maatjie. 'n Maatjie wat saam met jou of kan fietsstrap, of saam met jou bier kan drink, of saam met jou kan lekker braai, of saam met jou kan gaan stap teen die see, of saam met jou in gesinsverband kan kuier. Kry vir jou so 'n maatjie. Want dis die maatjie wat die dag as Goodyear vir jou sê jy het nie meer werk nie, as Volkswagen vir jou sê jy het nie meer werk nie,
As Algoa Staal vir jou sê, jy het nie meer werk nie, dis die maatjie wat jou hand gaan vashou. Ek het nie daai maatjies gehad nie. My skoonma het hulle huise deur so oopgemaak, gaan bly met kinders in hulle huis. Die skaamste oomblik in my lewe, om by jou skoonmaale, die persoon van wie ons almal grappies maak, ons skoonma. Ek het baie keer 'n grappie gemaak van, my skoonma staan al vir 4 dae by die venster terwyl dit reën, ek sal seker maar môre moet laat inkom. Ek het ook daai grappies gemaak, tot ek moes ingekom het. Ek het by daai deur gaan staan, terwyl dit vir 4 dae lank gereën het. En toe moes ek vir haar vra, maak oop die deur, maar ek wil inkom. En ek is vir my skoonmaale verskriklik lief. Ek hoop eintlik hierdie ding is live, laat hulle dit kyk, laat sy hoor, want ek wil erf ook. Maar ja, as ek erf by my skoonmaale, dan maak ek een gedeelte van die kerk vir julle klaar. So julle moet saam met my hoop. Die ander kinders sê alles erf nie. Maar ek het 'n swak 2017 gehad toe nou. En ons het 'n bediendekie in daai tyd by ons huis gehad. Sy het daar van Steenkof se wêreld afgekom. Die van julle wat nie weet waar Steenkof is, is ook maar in die Namakwa-land in, aan die ander kant Springbok in. En sy het, ek dink haar knieë deurgebid vir my en my vrou op daai stadium. Die hardste tyd. Ek vra baie keer, hoekom is my graad 7 kind so moeilik? Maar ek dink ek is 90% van die keer verantwoordelik vir haar moeilikheid. Want ek was nie daar nie. Ek was in die tyd wat sy met die nodigste gehad het, was my kop nie daar gewees nie. Ek was in klinieke gewees. Ek was oral gewees waar ek die verkeerde goed gesoek het. Ek het regtig gedink dat brandewyn en coke maak jou gesond. Ek het gedink, hoe meer brandewyn en coke ek kan inneem, hoe gesonder gaan ek raak, want ek voel mos lekker. Daar's mos nou niks wat jou so lekker, boys, en ek is hier vanaand om te oordeel nie, maar daar's niks wat jou so, want ek het dit self gedoen, daar's niks wat jou so lekker laat voel, soos 'n lekker brandewyn en coke. Gister op braaidag, al my pelle het vir my brandewyn en coke video's gestuur. Ek het my braaidag ook geniet, ek was by Sopkombuise gewees, op die Albraai. Dis my net so lekker. En, kom ek sê vir julle, as jy deur 'n swaar tyd gaan, en jy met die Bybel voor jou, en ek sê vir jou, hier is die Bybel, en hier is 'n brandewyn en coke, mense lief vir brandewyn en coke, maar jy is ook lief vir Jesus. En ek sit altyd, ek kan my oproep vat, as jy moet vat, miskien is dit jou skoonma wat vir jou sê, jy het iets gekry. So, as altyd daar voor jou staan, en ek sê vir jou kies, die brandewyn en coke gaan baie keer vir baie ouens die lekkerste lyk, en hulle gaan dit kies, want die Bybel kan jy mos vanaand lees. En, weet julle wat, ek het nie die Bybel gelees toe nie. Ek het die brandewyn en coke bottel se etikette geken. Ek het geweet hoeveel alkohol is en wat se brandewyn. Ek het later getoets of rammy lekker is nie. En hierdie goed het my net eintlik meer sieker gemaak. En toe lieg ek vir my vrou. Nou jy moet nie vir 'n gewone vrou liegie, maar jy moet gehele al vir 'n Duitser liegie. Hoor jy so? Ja, vir 'n Duitser moet jy nie lieg nie. En ek het vir my vrou gelieg oor geld. Ek het vir my vrou geld gelieg. Ek het 'n besigheidsbesluit geneem wat ek gedink het sou werk. Sy het wel later jare vir my gesê dit was eintlik 'n goeie besluit. Maar op daai stadium was dit nie 'n goeie besluit nie, want hier het ons nou ons huis verkoop, ons het nou ons werk verloor, ons het klomp gedoen, maar ek het namelijk 'n bietjie geld gehad en ek het die geld gevat en in my lewe nog nooit 'n vis en chips winkel gehad nie en ek gaan koop 'n verwinkel langs die taxi rank in Vredendal en ek omskep dit in 'n vis en chips winkel, alles in die nag. Nou, jy moet nie in die nag werk nie. Dis hoekom ek so half bang is Johan vir vanaand se fietsry ook. Want dis ook werk, maar jy moet nie in die nag werk nie. Want as jy in die nag werk, gebeur daar baie keer snaakse goeders. Ek praat nie van as jy by Volkswagen nagskool werk nie, Louis. Maar as jy in die nag werk, gebeur daar baie keer snaakse goeders as jy vir jouself 'n besigheid probeer opbou in die nag. Want baie goeders wat in die nag gebeur, is nie mooi nie. Eventueel sê ek vir my vrou, hoor jy so, die deure het oopgemaak, 2 brothers, fish and chips. En sy vra my, wat se geld jy gebruik? En dit was nou die geld wat sy gehad as ons huis mee gekoop het. En
Ek het lang vir haar gelieg, want sy wil weet, waar is die geld? Waar is die geld? Waar is die geld? En elke keer dan dodge ek haar. Dis wat ons doen. Julle doen dit ook, jy kan met jou kop knik as jy al vir jou vrou gelieg het oor geld. Baie van ons het al vir ons vrouens gelieg oor geld. En ek het al die vrae die hele tyd gedodge. En ek het so gedodge, dat ek eendag vir haar gesê het, OK, kom ek vertel maar, dis waar die geld is. En daai selfde dag is ek opgeneem in die Sereno kliniek in die Parel. Nou, ek het altyd gedink is mal mense wat na klinieke toe gaan, maar ek het geweet ek is nie mal, maar ek het geweet ek is siek. En terwyl ek in daai kliniek is, kom maar een ou wat 'n groot rol tot vandag toe in my lewe speel, en baie ouens hou nie van hom nie, maar ek sal altyd opstaan vir hom. En hy kan al gedoen het wat hy wil, maar hy het my gekom na my toe. En sy naam is Pieter de Villiers. Baie van julle sal hom as die ou met die stemmetjie onthou wat die Springbokke afgerig het. En hy kom na my toe, en weet julle wat doen hy vir my? Hy sê vir my, jy het jy al met op. En hy gee vir my 'n Bybel. Nie 'n rappie balie, niks nie, hy kom praat nie met my rappie nie. Hy het gehoor ek is in 'n kliniek, 6 kilometer van sy huis af. Hy het my rappie afgerig toe ek onder 21 was. Hy ou kom na hoeveel jaar, hy is die Springbokke se afrigter. Hy kom na my toe, en hy kom gee vir my 'n helmet. En hy sê vir my, hierdie ding, het jy nie in jou lewe nie. En ons sit in so 'n hokkie, dan bid ons. Hy sê, ek gaan vir jou gesond bid. Hy het elke dag vir my kom bid. Ek het nie geweet hoe dit reg gekry in sy program op daai stadium, want hoe kan 'n Springbok coach vir 'n gewone ou kom bid? En dit is hoekom ek vir hom verskriklik baie respek het. En deur sy swaar tyd met sy vrou se dood en sy kind se dood, het ek net besluit ek moet by hom staan. En weet julle wat? En dit het my geleer dat ek moet my helmet opsit. En ek is terug huis toe, en hoor jy die lekkerste ding is 'n ordentlike slaappil. Hulle gee vir my slaappille. Ek sê altyd vir die ouens, as jy daai slaappil met in 'n setpil vorm gekry het, hy werk so goed, nee, jy sal die volgende oggend so wakker geraak het. Want daar sou nie tyd gewees het nie. So ek sê vir die ouens, hoor jy, hierdie is regtig, dis regtig die slaappil. Ek kon nie wag om my slaappille te drink nie. As ek by die huis kom van die vis en chips winkel af, ryk soos olie, klim in die stort, niks was dit af nie. Ek weet tot vandag toe nie hoe die porra se vrouens met hulle uithou nie. Maar so stap ek in die huis in, stort, op pad stort toe al, dan pop ek so my slaappilletjie, stort ek onder die stort, dan word my tong al soos 'n budgie sin, en as ek in die bed kom, dan sê my vrou vir my, so hoe was die dag? Kan ek met haar praat hê? Hulle lê ek in hy bed, tong is opgeswel, murte. Later was dit lekker geweest om die slaappille saam met brandewyn en coke te vat. Dan werk hy nog beter, hy werk 'n bietjie langer, nie net 4 ure nie, maar hy werk om so 6 ure. En as ek sien dis Vrydag aand, en ons het Saterdag niks in die gang nie, dan staan ek op, so 3 uur, 4 uur in die nag, as die slaappil uitgewerk is, wat drink ek 'n slaappil? Want dan kan ek slaap tot 10 uur toe. Want dis wat jy wil hê. Jy wil net daai hele tyd die kombers bo jou kop trek. Ek wil die hele tyd die kombers bo my kop trek. Ek het die helmet gekry, maar ek gebruik nog steeds die helmet nie. Yesie boys, en een oggend, toe besluit ek net, is dit die moeite werd om hierdie pille elke dag te drink. Die pille maak my nie 'n lekker mens nie. Die pille neek my op. En eintlik laat slaap die pille my net. Dis al wat hy doen. So, why not sleep? Klaar, boef. En ek sê nou vir julle, ek was daar gewees, ek weet nie wie van julle was al daar gewees nie. As jy besluit, jy pleeg selfmoord, dan is jy klaar dood. Jy is klaar dood, jou oë nê, jou oë raak so grys. Die dag as jy besluit, jy gaan selfmoord pleeg, kyk vir jou in die spieël. En as jou oë nog nie grys is, dan bid jy jou oë dat hulle met blou bly, of groen bly, of wat die kleure ook al is. Maar toe ek in die spieël kyk, toe is my oë grys. Toe weet ek,
Ek's klaar dood. Ek worry nie oor 'n kind nie. Ek worry nie oor 'n vrou op daai oomblik nie. Ek worry oor niks. En weet julle wat gaan doen ek? Ek gaan sit die oggend van die 26 Oktober 2016. Ek het nou net vir gesê 2017 gewees. Dis 2016, sorry. Ek het dit net uitlaat, hoor jy. Lyk of jy goed is. Het was 2016, ek is nou so lekker in mekaar gewees. 2016 gewees, sorry. En ek gaan sit in die studeerkamer. Op pad studeerkamer toe, vra hierdie bediende van ons vir my, wat gaan meneer se oor aan? Ek dink, ag man, jy's gek in jou kop. En ek begin skryf briefies. Nou moet jy weet, ek skryf my vrou briefies, en ek skryf my kinders, skryf ek briefies, man hoor ek waarsku julle boyfriends, ek skryf vir die boyfriends briefies, want ek wil op daai stadium alles vir hulle gee, maar hoe stupid is ek? Al wat hulle soek is vir my. Al wat hulle soek is vir my, en dis wat jou kinders soek, en jou vrou soek, hulle soek net vir jou. Hulle soek niks, ek beloof vir julle boys, nee, al beklei jou vrou met jou vanaand, as jy by die huis kom en sê, hoe kom jy so laat van die ding van burger af? Sê nog steeds vir haar, jy is lief vir haar, voor jy gaan slaap. Ek doen dit, as ek my vrou op die lekkerste beklei, dan sê ek is lief vir jou. Dan beklei hulle wat ek baie erger, maar toch weet hulle, jy is lief vir hulle. Maar, hoor jy so, en ek besluit, ek weet nie hoe ver het hemel toe is nie. Ek weet nie asof ek hemel toe gaan nie. Party mense sê, as jy selfmoord pleeg, gaan jy nie hemel toe nie. Ek meen, ek weet nie. Wat weet ek? Ek lees nie die Bybel nie. Ek het die helmet op nie. En ek gaan, en ek vat die laaste klomp van die pille. Na ek nou die briefies geskryf het, ek lyk omtrent soos 'n ou wat gaan valskerm spring. Ek het so rugsakkie op my rug, al die koeverte is binne in die rugsakkie. En ek vat my, nou moet julle mooi hoor, ek vat nie ons eie bakkie nie. My broer is getroud met 'n Engelse vrou. Ek hou nie van 'n Land Rover nie, en ek hou nie van 'n Engelse mensie. Ek sukkel met die Engelse mense. Ek hou van hulle, maar ek sukkel met hulle. So ek dink toe by myself, maar vat daar kar. Drink jy slaap hulle, en dan vat jy jou skoonsister se kar. En ek vat die kar, en hierdie slaap hulle wat so goed werk, skop jy in nie. Ek sien hoe kom die lorries op die pad tussen Loetsville en Vredendal. Sien ek, is hy. Ek dink ek gaan uitswaai, ek gaan in hom ingaan. Ek sien ek nie, maar dis 'n lorry van die dorp. Miskien is dit iemand in die dorp los. Ek wil hom iemand anders ook uitvat, maar nie iemand van die dorp nie. En so jy sit in, ek beloof jy sit in time elke keer van jy wil doodgaan. Maar op daai oomblik is dit net in jou hande. Want jy moet net die stuur maak, jy moet net so maak. As jy so maak, op die spoed wat ek ry, en ek vang grys, is ek ook dood. Eventueel is ek in die dorp aan. Ek dink ook nee, cool. Nou wil ek nie meer selfmoord pleeg nie. Ek het nou die dorp gehaal, ek wil nou nie meer selfmoord pleeg nie, en dis wat gebeur. Ek het al met baie ouens gepraat wat probeer selfmoord pleeg het. Dis wat gebeur, jy kom op baie punt van, nou wil ek die pyp uittrek, ek wil nou die tou knip, ek wil nie nou die pistool se penniek trek nie, die sneller trek nie. Jy kom op daai punt, en ek kom op daai punt, dat ek dit nie meer wil doen nie, en ek koop vir my 'n paai. Ek love 'n paai op daai stadium. En ek koop vir my skynskoeke, weet nie van julle wie ken skynskoeke nie, ek koop vir my skynskoeke, en 'n pink melkie. Dis my gunsteling op daai stadium. Ek dink, as ek hemel toe gaan, dan moet ek nou 'n pens vol kos ook hê. Ou kan net nie opgaan nie. En seker so 6 kilos voor die huis. Toe sit so, toe vat hy pille my. Nou wil ek die huis haal, want ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. In die volgende oomblik, toe is ek weg. En ek word wakker in die hospitaal. Hoe ek weet, het was die hospitaal, my vrou was langs my gewees, op daai stadium.
Ek sê altyd vir die ouens, ek het geweet ek is in die hemel hier. Toe sê ek toe gaan langs my sien en ek sien hoe sy vir my kyk, toe weet ek, hier is ek in die moeilikheid. Weet julle wat doen sy? Sy sê niks. Sy kyk my net so. En sy is lief vir my. Ek het al hierdie goed gedoen, want ek het gedink, sy is nie meer lief vir my nie. Want ek het van gelieg. En die dokter sê, maar hy gaan my laat opneem weer in 'n kliniek. Ek sê vir hom, ek dink daai klinieke wat julle vir mense so na toe stuur, maak jy net nog sieker. En vir party mense mag dit miskien werk, maar vir my het dit nie gewerk nie. Ek sê vir hom, maar ek is nou klaar met pille, ek is klaar met alles. Hy sê vir my, maar hoe gaan jy maak om gesond te raak? Ek sê, ek wil vir die Here teruggee wat hy vandag vir my gegee het. En ek lê op hy hospitaalbed en ek sê vir die Here, op hy hospitaalbed sê ek vir hom, Here, ek sal enigiets vir u doen. Enigiets. Omdat u my lewe gered het. En jy weet, jy sit met die charcoal streep in jou wang, want hulle pomp baie klomp goeders uit jou maag uit. Maar boys, as jy vir die Here beloof het, nee, ek het hierdie week, het ek Charlie Kirk se begrafnis gekyk, ek wou nie vanaand oor hom gepraat het, dit gaan nie oor hom nie. Maar sy vrou het vir hom die dag gesê, toe hy vir haar gesê het, wat hy vir die Here gesê het, I'm here for you. I'll do whatever you want me to do. Toe sê sy vir hom, voor jy dit weer sê, praat jy eers met my. Maar sy het vir die Here gesê, dit het klaar vir hom gesê. En weet julle wat? Die Here praat nie dadelik met my toe nie. Op die 17de Maart het die Here eintlik eers met my begine praat. Ons was in die Boesmanland gewees. My sussie het op baie stadium in die Boesmanland geboer. En baie van julle ken Donneweer. Hierdie wêreld van julle kry ook Donneweer een af en toe. Of bietjie meer miskien Inner Karoo toe. Maar terwyl ons so staan, dis droog. Ek het die middag het ek met die drone gevlieg. Jy sien niks. Niks sien jy op by plaasie. En so hier 4:00, 5:00 die middag, toe maak hy borrels. Hy wolke maak sulke borrels. Hulle kom so in. Ek sê, yes, vir my 2 swaars. Staan met die brandewyn en coke in die hand. En ek sê vir my 2 swaars, wow, die Here skilder hom vanaand mooi in die lig. En sy broer Albert sê, ja, Albert, as hy maar net 'n slag op die Donner se grond wil skilder. Boys, dis asof die Here langs my staan. Dis asof die Here langs my staan en vir my sê, dis nou jou tyd. En ek is binne toe, en die volgende dag het terugtel begin. Nie later nie, want hy wil dit nou laat gebeur. Hy wil hê dit moet nou gebeur, want hy het nou met my gepraat. En dit's die dag toe terugtel begin het. Nou ja, die statistieke is nou nie heeltemal so reg soos wat op die website is. Jy het my nou eintlik 'n bietjie attent daarop gemaak dat ek môre 'n bietjie moet werk. Eigenlijk wil môre 'n bietjie afgewees het. Maar ons het so net oor die 5000 vragte voer geskuif in die droogte tyd. Nou sê iemand vir my, maar is dit nog steeds droog? Ons skuif die komende week weer 6 vragte voer na Pofadder, Holliston area toe. Hierdie ouens se sakke is maar nog steeds droog. So daar is nie geld vir voerkoop nie. Ons betaal eintlik elke jaar so tussen 5 en 6 miljoen rand se skole en koshuisgelde. Ons het eintlik so 4 boere wat ons hulle mediese fondse ten volle betaal. Nie oor hulle miskien nie kan nie, net omdat ons hulle wil help. Die een boer gaan deur 'n baie slegte tyd. Die een boer het 'n breingewas gehad. Ons het vanoggend sy mediese fonds betaal, weet ek. Ek doen nie al die betaling self, ek sien net baie keer as dit gebeur. En ons betaal eintlik nog steeds so tussen 5 en 6 miljoen rand aan skole en koshuisgelde. Iemand het my vanoggend weer gesê, maar hoekom kan die kinders se aansoek doen vir subsidie nie? Ons praat hier van boere se kinders. Boere kry nie subsidie nie. Baie van julle kry ook nie subsidie nie.
ons is in die regte skole, maar ons is die verkeerde mense. Ek sal dit sê. So boere se kinders kry nie subsidie nie. So hierdie kinders kan nie na die naaste skool toe gaan nie, want die naaste skool het nie eers meer vensters in nie. So hulle gaan na skool toe 'n bietjie verder. En daar is waar ons inkom en hulle help. Ek gaan julle 'n vinnige storieetjie vertel. Wat gister gebeur? Eergister gebeur. Eergister stuur 'n vrou vir my uit Bloemfontein met 'n boodskapie van 'n seun wat staan in hout verkoop. Miskien het van julle die video gekry. Hierdie seun se naam is Johan Foster en hy staan in verkoop hout. My regte naam is ook Johan en hierdie seun staan in verkoop hout in Bloemfontein en hy stuur vir my 'n voice note. Hy sê vir my oom, my naam is Johan Foster. Ek is in graad 7. Ek verkoop hout sodat ek volgende jaar na 'n landbouskool toe kan gaan. My maale kan dit nie bekostig nie. Hy het by sy oupa geld geleen en hout gaan koop en begin hout verkoop op die hoek van 'n baie besige straat. Julle kan die videoetjie gaan kyk, hy is daar op my Facebook en ons help net boere. Ons mandaat is boere. Maar hierdie laaitjie gaan so 'n boer raak. Maar ek dink by myself, yes. Ek het lanklaas 'n video gemaak, soos die rapport dit noem, bedelvideo's. Ek het lanklaas 'n bedelvideo gemaak. Maar ek gaan vir die laaitjie bedel. Ek gaan omvat, dis my laaitjie die. Hoor jy, en ek maak 'n videoetjie van die seun. En ek het eintlik 'n vers gesoek hier so al. Die is die vers, Behold, I will do a new thing. Jesaja 43 vers 19. Kan ek eintlik vir hom stuur. Weet julle wat gebeur? Hierdie seentjie raak oornag. Dit moenie by my gaan nie. Want dan doen ek dit vir die verkeerde redes. Hierdie seentjie raak oornag. Soos hulle nou deesdae dit noem, ons noem 'n internet sensasie. Mense kom ry, 'n oom na hom toe, die oom koop by hom 4 sakkies hout, dis R75 'n sakkie hout, die oom gee vir hom R1000. Nog iemand kom by hom aan. Ek het my foon afgesit. 'n Vrou kom na hom toe aan, sy koop 'n sakkie hout R60,000. R60,000 boys. Sê ek kyk my broek, my hoendervleis, as die baas van Kentucky Fried Chicken my nou sien, dan gaan hy my afslag. Maar R60,000 betaal hy vrou. Toef. Ek stuur vir 'n ou boodskap, ek sê vir hom, hey, die laaitjie. Hy sê vir die laaitjie, moenie worry nie. 2026 is gedek. Ek sê, yes. Ek stuur vir sy ma boodskapie. Sy sê, wat kan nie wees, sy glo dit nie. Ek sê, 2026 is gedek. 'n Ou bel my uit die Vrystaat het, hy sê vir my, het jy al ietsie gekry vir die seun? Ek sê, ja oom, 2026 is gedek. Nou dink ek, hy gaan nou sommer sê, dis raai dan. Hy sê, 2027 is gedek. Nou dink ek klaar by myself, hoor jy, ek gaan vir Landboudaal bel in Jacobsdal, en vir hulle sê, as ons 5 jaar se skoolgeld nou betaal, dan mag sy skoolgeld nooit opgaan nie. Want dan kry hulle ons nou die rente. Maar nou moet ek eers hy 5 jaar kry. En dan stop nog 'n oom. En hy koop 3 jaar se skoolgeld se hout. 1 sakkie. So, dis so amazing dit is, as jy vir die Here werk. En dis wat ek vir julle wil sê met julle kerk. Boys, julle is bevoorreg om te kan bou aan 'n kerk. Daar's kerke in ons land wat toemaak. Ons bou self heiliglik in ons kerk. Dan sê ek vir die ouens, dan sê die ouens, die dominees praat elke Sondag oor geld. As die kerkie is hier, kan ons harte nie gevul word nie. Ek beloof vir julle. Laat hulle maar oor geld praat, jy hoef nie altyd geld te gee nie. Jy kan baie keer die bakstene kom dra. Of jy kan die bakstene gee. As jy nie wil geld gee nie. En ek lê gesond in die bed. En 'n landboukollege in Bloemfontein sê vir my, hoor hierso, ons gee vir Johan, as hy klaar maak met matriek, 'n studiebeurs om gratis te kom studeer by ons. Johan is gesorg vir die volgende 8 jaar. Dan sal hy 'n landbou gradigter sy naam hê, hopelik. Weet julle wat doen Johan? Johan is al klaar besig om geld terug te ploeg
vir boere uit sy bietjie geld wat hy maak. Niemand het vir hom gevra nie. Maar hy dink die Here verwag het van hom. Die Here verwag het van ons. Van elkeen van ons. Boys, jy hoef nie altyd geld te gee nie. Jy moet in uit en haag net vir jou gee. Jy moet net vir jou gee. As jy vir jou gee, dan gee jy baie meer as geld, want jy is baie meer as geld werd. Jy moet een ou kry in hierdie kerk, en maak hy ou jou beste pel. 'n Ou wat deur vuur sal stap vir jou. Moenie vir jou hand vat, ek gaan vir jou laat fiets trap. So as jy 'n fiets het, raak sy pel. Hy is my pel, en hy laat trap vir my fiets. Maar, kry vir jou daai een pel, wat saam met jou, 'n helmet sal opsit. Ek gaan môreoggend koffie drink saam met ouens in Port Elizabeth, wat begin het met 'n koffiedingetjie in die oggende. En dis al wat jy moet doen, jy moet net begin. 'n Pel vir my sê nou dag vir my, maar hy kry net 3 ouens. Sê vir my, hey, as jy vanaand net 2 ouens gesit het, sou ek dieselfde storie vir julle vertel het. As daar net 3 ouens opdaag, is dit 3 ouens wat volgende week weer 3 ouens kan bring. En voor jy vir jou kom kry, sit jy 'n huis vol, en dan raak het later 'n koffieshop, en dan raak het later 'n kerk op 'n Vrydagoggend. Ons is elke Vrydagoggend. Ek kan nie my naweek begin as ek die Vrydagoggende my naweek reg begin nie. Vrydagoggende is ons tussen 50 en 60 mans. Almal met 'n probleem. Hoor jy, julle sit nie hierso omdat dit lekker gaan nie. Julle sit hierso want jy het ook 'n wonder. Jy wonder ook. En dis hoekom ons mans, nê? Se paas het mos vir ons gesê. En ek is bly jou seun is hierso, Monay. Moet nooit vir jou seun sê, hy's nou al amper in die slaap, ek gaan nou ophou. Want ek weet, jy is hier vir die hamburger, jy is hier vir my nie. Maar, jy kan my 5-star ook kry so lang. Eet hom, dat jy 'n bietjie kan krag kry. Maar hy kan maar nog een eet. Sy pa moet hom net eet, sy pa het hom vir gesê, hy gaan begin fietsry. Hy sit langs Johan. Maar, moet nooit vir jou seun sê, hy is 'n pissie as hy huilie. Moet dit nooit doen nie. Want weet julle, ons doen dit. En dit is wat maak dat seuns nie wil kerke toe kom nie. Want baie van die groot mense in die kerke sê vir hulle is pissies as hulle huil. Ek huil as ek 'n liedjie hoor. Want ons mag huil. Beloof vir jou boys, jou vrou gaan ek vir jou liewer raak as jy huil. Hulle wil hê ons moet huil. Huil sommer vanaand as jy by die huis instap, kyk jy wat gebeur. Check kan net uit. Moet nou nie elke aand huil nie. So, maar check kan net uit. Dis al wat ek vir jou sê. Maar ja, dis nie my storie nie. Want ek is nog nie klaar geskryf. Ek het vanoggend 'n pel vir my foto's gestuur van hulle plaas, hoe dit gelyk het. En hy gaan die naweek saam met my Mighty Men toe en hoe opgewonde hy is oor dit die naweek en al so sê ek vir hom, weet jy wat, nee? Jesus vra nie vir vraagtekens en uitroeptekens nie. Al wat Jesus in ons sinne vra, is elke nou en dan 'n komma, dat ons kan asemhaal. En dan kan ons maar weer aangaan. Jesus vra nie vir vraagtekens, en hy gee nie uitroeptekens op sinne nie. Net kommas. Net dat jy kan asemhaal. Dis al wat hy doen. Ek sit die 4 Augustus, sit ek in die gym in George. Vir een of ander rede die laaste tyd, is ek baie in George. Ek was laasweek, die van julle wat wonder of het terug is, ek was laasweek Vrydag in George by 'n biddag vir reën. Ek sit in George, en ek sit saam met 'n ou in die sauna, en hierdie ou sê vir my, sy hele storie, en ek weet dadelik, die pastoor praat ons van 'n boeta, hierdie ou moet my boeta raak. Ek sê vir hom, jy moet my boeta raak. Ek en jy moet 'n bietjie op pad stap. Ek kry nooit tyd vir koffie. En weet julle wat, hy daag nie op vir daai koffie nie. Ek het 'n foto op my Facebookblad, want ek vra die hele tyd vir die Here, wat's volgende? Wat's volgende? Ek wil die hele tyd by die Here weet wat's volgende. Want daar is mos vir elkeen van ons, is daar mos iets volgende. As jy jou werk verloor vandag,
moet daar mos 'n volgende wees. Hoekom het jy dan geleer? Hoekom is jy dan hier? Daar moet mos iets wees, 'n volgende. Daai werk verloor is die komma. Dis nie die vraagteken of die uitroepteken nie. Dis daai komma om net 'n bietjie asem te haal. Net 'n klein bietjie asem te haal. In te asem, uit te asem en dan weer aan te gaan. Dis daai werk wat jy verloor, boys. Daai werk moet jy nooit sien as 'n teleurstelling wat jy verloor het. My werk wat ek verloor het was my asemhaal. Ek kom dit vandag agter. Vandag kom ek dit eers agter dat daai is net asemhaal gewees. Ek is jou hoop, ek is jou verlossing. Hy sê dit in die Bybel. Ek het vir julle 'n flippe nice ding voorberei en ek het dit eers gedoen nie. Ek sal maar een Sondag weer kom. Maar die koffie staan ook aan my en ek sit daarso. Ek sal nooit vergeet, ek sit so, ek dink by myself, jy het so pas 'n koffie gekoop vir 'n ou wat jy vir 'n pop vat. Hierdie ou sê vir jou hoe hy die Here nodig het. Maar hy daag jy op hê. Hy daag jy op hê. Die koffie staan nou, dit is 40 flippen rand. En hy daag jy op hê. Ek neem 'n foto van die koffie. En terwyl ek 'n foto van die koffie neem en ek sit dit op Facebook, sê ek daarso, ek geniet vandag my eerste koppie koffie met Jesus. En min het ek geweet op die 4 Augustus wat hy woorde vir my gaan beteken. En die volgende dag sê Tannie vir my, maar jy maak sulke mooi boodskapies soms, hoekom maak jy nie 'n WhatsApp groepie nie? Toef. My eerste koppie koffie met Jesus gaan wild. Dis oral, dit speel op radiostasies, dit is oral. En dis sê ek weet nooit eens waar ek gaan praat partykeer. Partykeer praat ek net oor dankbaarheid, want ek is so dankbaar. Partykeer praat ek oor selfmoord, partykeer praat ek oor hierdie, maar jy kan nou my foon vat. Dis die ander ding, boys. Ek sê altyd, ons moet nie meer pins op ons foon hê as ons regtig lief is vir ons vrouens en ons kinders sê. Maar jy kan nou my foon vat. En ek kan die WhatsApps gaan lees. Elke keer is elke boodskap wat die Here gee. Boef, spot on vir 'n paar mense. Spot on. Dat hulle my WhatsApp en sê, hey, ek was vanoggend van plan om selfmoord te pleeg. Toe vertel jy jou storie. Ek is stupid. Sê ek vir so ou, hey, kan ek kom, waar is jy? My kinders noem my al mal, as hulle sien, ek sien nie voorstaan ook enetjie, so pas op vir my. Maar ek het so potjie olie, en as ek die olie in my broeksak sit, dan sê my kinders, vir wie gaan papa nou gaan bid? Dan sê ek, Jesus, die Here wil nou hê, ek moet vir daai ou gaan bid. En ek kom al hoe meer agter, boys, dis wat die Here van ons wil hê. Jy, nee, wat hier so sit, as jy vanaand 'n ou kies hierso, dan moet jy nie 'n ou kies vir dit of dat, jy kies 'n ou wat vir jou gaan bid. Ek beloof vir julle, boys, voor ek begin praat het, nee, was ek so op my senuwees vanaand, want hoe match ek op met 'n ou wat so lekker praat? Hoe kan ek beter as hy praat? Ek wil nie beter as hy wees nie, maar hoe gaan ek beter praat as hierdie ou nou? Hy kry hulle nie, as ek manne, hoor, dan dink ek aan Wosie Visser se liedjie van manne, nou wil ek dans. En as ek, dit is net so, en ek sê vir my dogtertjie, bid vir papa. En sy sê, ek gaan gou vir papa bid. Ek sê nou vir julle, dis daai gebed wat gemaak het dat ek my storie vir julle kan vertel. En dit moet dit wees. En boys, skryf vir jou pel wat vir jou bid. En weet jy wat is die beste vals? As jy vir jou vrou bid, nee, jou hand op jou vrou sit, en jy bid vir haar. In die begin het my vrou altyd vir my net gesê, jy wil net aan my bors vat. Sê ek, nee, ek wil vir jou bid. En dan bid ek vir haar. My huwelik, nee, het so. Ek dra 'n ring met my vrou se naam op. Dra weer jou ring. Gaan soek hom, as jy nie net gaan koop vir 'n rubberring, moenie vir my sê, ek werk met staal nie. Koop vir 'n rubberring, hy kan niks oorkom nie.
Mense moet weet, jy is getroud met daai vrou in daai huis wat vanaand vir jou wag. Draai jou ring. Jy is getroud, toe kry jy die ring by haar. So draam. Ek het my vrou se naam opgesit. Ewe skielik sien ek, sy het ook 'n ring met my naam op. Nou voel ek nogal van naam, dat my naam op haar ring is. Maar dis vir wat ek gebid het. Dis waarvoor ek gebid het. En nou ry ek in sy saamfiets. En ons kan saam ons helmet opsit. Jy hoef nie fiets te ry nie, om my helmet op te sit nie. Sit net jou helmet op. Op elke bedkassie. 1. Net 1. As jy nie 'n Bybel het, kom vra vir die kerk sal vir jou Bybel gee. Of WhatsApp vir my, ek stuur vir jou Bybel, ek het bokse vol Bybels. Stuur ek vir jou Bybel, maar sit jou helmet op, boys. Dis die belangrikste. Ek gaan afsluit, ek wil vir julle bid. So ja, julle kan my hande so uithou, as julle wil, julle hoef nie. Ek onthou, toe ons na die begin hande klap, toe onthou ek die eerste keer toe ons in 'n AGS kerk kom, toe sê my ma vir ons, julle staan stil, nou julle is NG Kerkenis. Julle staan, hou julle bly net stil. En my broer het so gesing, maar my broer sing nie, soos ek sing nie. En toe sê my pa vir my broer, die Here weet jy sê, jy hoef hom te wys as hy nie, bly net. En my ma en my pa het so stokmannetjies gestaan in daai AGS kerk, ons moet daar wees. My oom het ons genooi, as hy ander kerk is Sondag, en ons met Sondag kerk doen, ons het so gestaan. En later sien ek my ma maak so. Soos ons nou vanaand, die met die eerste liedjie. Ek sê nou tyd vir my ma, ja, my ma het lekker gestaan en dans in die kerk. En ma sê, ma dans, en ma wil in die AGS kerk kom, hulle dans. Sy sê, maar sy kon nie die woorde op die bord gesien het, soos die mense voor haar gedans het, toe sy die woorde gevolg het. Maar ja, boys, dans as julle moet dans. Lig jou hande op as jy jou hande moet oplig, sing as jy moet sing. Wees net daar vir mekaar. En die belangrikste is, sit jou helmet op. Ja, baie dankie dat julle vanaand na my geluister het. En dankie Johan dat julle my genooi het. En ek waardeer het verskriklik. Ek hoop ek kan vir julle iets beteken. Het is maar 'n simpel, eenvoudige storie, maar dit is my storie. Maak julle toe asseblief. Here, baie dankie dat ons vanaand hier in Kariga kan wees. Nou in die Ooskap kan wees, Here. Here, U weet hoe nodig hierdie dorp U het. U weet hoe nodig elke man wat hier sit, U het. U weet hoe nodig elke huis U het. Here, meeste van ons wat hier sit vanaand is paas en ons gaan soms deur taai tye, want ons bly stil. Maar Here, ek wil vanaand vir U vra om elkeen van hierdie man se harte te kom oopsluit vir U. Dat as hulle nog steeds gaan stil wees, Here, laat hulle ten minste hulle helmet opsit en met U praat. Here, baie dankie dat ons klomp vanaand by mekaar kon gewees het. Ja, Here, ons is maar net elkeen 'n gebroke man, eintlik. En ons swakheid is soms die feit dat ons 'n man probeer wees. En omdat ons mans is, probeer ons baie keer taai wees, Here. Maar Here, kom vat daai hamertjie, wat jy die taaivleis mee weer sag slaan, en daai tenderizer, en kom maak ons sag vir U. Sodat ons weer kerkbanke in ons land kan volsit, sodat ons weer die rol as pa en man in ons huis kan vat, want ons het 'n helmet. Jy het vanaand gehoor, toe hierdie diens begin, Here, het jy gehoor, dat al kan jy nie bou nie, as jy die Bybel by jou het, die woord van U by ons het, dan kan ons enigiets doen. Here, baie dankie vir hierdie mans. Dankie vir die mans wat vanaand ook hier wou gewees het, maar nie kan wees weens omstandighede nie. Baie dankie, Here, dat ons weet, U het vir ons in 'n kruis gesterf, en al wat U vir ons vra is, dra jou kruis. U vra nie vir ons gaan sterf in 'n kruis nie, Here. Maar ek het die laaste tyd so baie al gewonder, wie van ons, Here, sal 'n koel vat vir U? Wie van ons sal aan 'n kruis sterf vir U? En as ons vanaand kan ja sê daarvoor, dan is ons U kind.
Here, maar van ons is nog bang om 'n koel te vat vir U. En van ons, Here, is nog bang om in 'n kruis te sterf vir U. Ek wil vir U vra om ons sag te kom maak. In ons huise, in ons werksplekke en hier, in ons kerk en in ons dorp. Mense moet vra daar buite, hey, wat gaan met daai ou aan? En iemand moet sê, dis as jy vir Jesus ken, dan lyk dit so. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U vir ons lief is. Amen. Baie dankie julle.